If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Thijs, Johnny, weer eens 'n reuse sukses. Dag 2 van Noord-Suid. Wat dink julle? Ja, yes, dit raak net al hoe beter. Ek dink he was weer eens baie goeie matchups, Johnny, and I think the amazing thing about it is every single game shows you the amount of work that goes into these young men. And they pitch for the occasion. There were some tight ones. I think Help Mekaar against Grey was probably the only, call it, mismatch of the day. I think the rest was very evenly matched. Again, we had Menlo Park, who had a fantastic victory. Congratulations to them once again. And I think, yeah, maybe there's a, you know, they say the Noord-Suid is, you know, still growing and whatever. If you look at the pavilions today and the stands today, Full. absolutely phenomenal to see, Johnny, and what a pleasure to be here. Look, you know, for years now we've been talking about North-South, and you know, we're so used to it that South was dominating for a lot of years. Yeah. Different story. Let me tell you, somehow the North has woken up, because it's very much even Stevens at this stage, you know, and that's what I like. Sê vat, hier was seker amper 10,000 mense ons weer is 'n Saterdag. Jy weet, sommige fantastiese wedstryde. Ek moet sê Menlo Park het my verras. Ons het niks van hulle gesien hierdie seisoen nie tuis, maar hulle het deurgekom. Baie goeie rugby, baie goeie gees, great supporters, wat 'n toernooi. Rugby is ongelooflik gesond. Ja, ek dink ons gaan luister na een of twee van die onderhoude. Ons het met die manne gepraat direk na hulle wedstryde en dan kom ons terug na julle toe. Tiaan, baie geluk met julle ongelooflike goeie wen. Julle het gespeel tot die einde toe. Vertel vir 'n bietjie van daai wedstryd. Nee, ek is baie trots op ons almal. Ek dink almal het baie goed gespeel. Ons het een of twee goed wat ons kan verbeter voor Parelgem. Ek dink regtig ons het 'n goeie wen en ons het tot op die einde gespeel. Jessie, ons is ongelooflik trots op julle. Wat van hierdie wedstryd gaan julle vat na die volgende wedstryd toe? Ek voel as ons net hierdie deursettingsvermoë wat ons aanhou speel tot op die einde kan deurvat, dan dink ek ons gaan 'n goeie game hê. En Tiaan, sê vir my, jy's die kaptein van hierdie span. Wat beteken dit vir jou om hierdie trui elke keer aan te trek? Dis 'n voorreg. Dis nie jou trui nie, dis die skool se trui. Jy moet hom net op 'n beter plek laat en ons werk vir 'n legacy. En vir wie speel jy as jy op daai veld draf? Ons speel vir ons coaches, vir ons ouers, vir God. Ons speel vir die hele skool. Baie geluk, Tiaan. Ons sien uit om julle te sien. Ja, reg, dankie. Tippie, well done. Ek wil vir jou sê, ek het 'n paar wille voorspellings gemaak voor die Noord-Suid. En ek moet eerlik sê, julle was een van hulle en ek is dankbaar julle laat dit daarom dat my rugby IK nie te sleg lyk nie. Maar well done, julle het 'n exceptional game gespeel. Obviously gaan vir my sê daar's baie om te werk en ek verstaan dit, maar yes, well done. Hoe voel julle na hierdie game? Ja, ons is baie happy tuis. Ons het gekom om weer enetjie te wen. Ons het baie mooi met die seuns gepraat of hulle gesê belangrik vir die span is om daai resilience te wys en aan te hou beklei en alles te gee in die game. En ons het mooi teruggekom van 14-0 af. Want 'n goeie span, hulle is baie fisies, hulle duik jou raak, hulle hardloop jou raak, hulle maal jou raak. Hats off na Menlo Park se seuns toe wat kan opstaan fisies vir dit. Ons is baie gelukkig. Kyk, die voorspelling wat ek gemaak het is julle het 'n paar mooi seuns, maar ek dink en ek sê dit reguit vir jou en Andri se kombinasie maak vir my soveel sin in terme van julle nie net julle ervaring nie, maar julle persoonlikhede, julle vul mekaar eintlik baie goed aan. Is ek reg as ek dit sê?
Ja, kyk, is belangrik om te weet Andries is die hoofafrigter. Ja. En ek respekteer dit en hy's 'n baie goeie afrigter. Maar as nie ek en hy nie, sit met Dirk Orendaal ook daar wat ons wat verdediging kyk en ek dink ons verdediging vandag was uitstekend op tye gewees. Goed, ja. So ja, dis 'n span goeie mense. Belangrik goeie mense. Ek praat nie van goeie afrigters nie. Ja. Goeie mense eerstens en dan goeie afrigters. So ja, Andries is regtig 'n ou waarvan ou kan leer, spesifiek met lynstaande en mols. Hy het 'n baie hoë rugby IQ, so dit is lekker om saam te werk. Kyk en Dirk, ons het laas jaar baie met julle gesels rondom dit. Dirk hy's absoluut briljant met hulle beplanning en die visie vorentoe en ek dink hy vat raak met die mense wat hy betrokke kry, presies wat jy sê, dis mense eerste, ouens wat vir kinders omgee, wat wil sien dat elke laaitie in geheel ontwikkel, nie net op die rugbyveld nie. En julle kry dit verskriklik goed reg. Ek kyk net die ouetjies se maniere, respek wat hulle het vir mekaar, vir die opponente en ek wil vir julle sê hats off. Dit wat julle reg kry is briljant. Ek het vir hulle gesê hulle moet hierdie Menlo Park span dophou en ek het gesê Menlo Park dophou vir die volgende 5 jaar. Ek weet daar's 'n mooi plan en baie geluk. Sê vir my Doopie, julle volgende wedstryd is natuurlik gym. Ons weet hulle is slimmies, ons weet hulle doen goeie goed, maar sekerlik is daar ruimte en lesse wat geleer kan word uit hulle spelpatroon. Nee, verseker, dit is vir ons 'n eer om te kan speel teen Parel Gimnasium. Ja, ons sal ons huiswerk gaan doen en ons beste gee teen hulle. Jy weet, so 'n baie goed afrigte span onder Pieter Rousseau se leiding. Ons weet hulle is baie fiks en hulle is klinies en hulle maak nie foute nie. So dit gaan vir ons seuns 'n lekker uitdaging wees. Maar ons sal ons beste gee teen hulle en mag die beste span wen. Dit bly rugby en dit bly skoolseuns en dit moet nog steeds lekker wees. Ja. Ek sê vir die seuns die hele tyd, smile, dis lekker. Ja. Geniet dit. So dis vir ons 'n groot voorreg om met te speel. Ek wil vir sê, Doopie, dis my voorreg om te sê dat ek is bly jy is nie weg uit skool en rugby uit nie, jy het net skool geskuif. Jy lyk vir my baie mooi in navy blou en mag dit vir jou 'n fantastiese seisoen wees vir jou en vir Andries en die seuns. En as dit so begin, ek hoop regtig dis vir julle 'n great seisoen. Baie dankie Thys en dankie vir die ondersteuning, ons waardeer dit. Net so, dankie. Dankie Doopie. Baie dankie Thys. Die Reine van der Merwe, sporthoof by Afrikaans Oorseuns. Wat 'n ongelooflike site is hierdie hier agter ons het. Ja nee, Thys, wonderlik. Kyk hoe lekker dit is, as die paviljoene vol is. Dis regtig 'n skouspel van skole rugby. Jy weet die rugby is lekker kompeterend en ek dink dis wat dit maak en die mense stel belang en ek dink dit gaan nog besigger raak. Ek weet nie waar gaan almal sit nie, maar wat 'n voorreg het ons dit kan aanbied. Ja, ek moet sê die veld lyk ongelooflik. Ons is dankbaar die reën bly 'n bietjie weg. Maar weer eens, hoe belangrik is dit hierdie Noord-NMI Toyota Noordsuid toernooi? 'n Aanbieding van so 'n ding. Hoe belangrik is dit vir julle as 'n skool om te wys, luister, hier is wat ons is. Dit gaan oor excellence, dit gaan oor hoe ons terrein lyk. En uit die aard van die saak, julle personeel wat net totaal onophoudelik daar is om te help, om seker te maak hierdie toernooi is 'n sukses. Ja, dis vir ons 'n voorreg om dit aan te bied. Dis al ons 4de jaar wat ons dit doen. Laas jaar was natuurlik by Paul Roos geweest, maar bro, ons het al redelik die ding weet hoe om dit te doen ensovoorts, maar dit bly 'n enorme voorreg. Weet, dis 'n samekoms van 'n klomp skole, dis 'n samekoms van 'n klomp ondersteuners. So jy sê dis eintlik jy kan jou skool lekker vertoon met jou fasiliteite, maar dit is op die einde van die dag jou personeel wat die verskil maak en die mense wat die werk en al die harde werk agter die skerms doen. Met sê baie keer nie genoeg dankie vir hulle nie, maar nee, dis vir ons 'n groot voorreg. En dis juist hoekom ons oor hierdie ding praat, want vir ons is belangrik wat agter die skerms gebeur. Ek dink die mense besef hoeveel toewyding en ongelooflike harde werk gaan hier in. So ja, ons is dankbaar daarvoor vir wat julle doen. So dankie vir so 'n great fasiliteit en toernooi. Ek dink dit is net vir almal wat hier is 'n ongelooflike voorreg. Ja nee, is vir ons lekker. Ek bedoel die eerste vergaderings word direk na laas jaar se Noordsuid gehou en natuurlik staan Pieter Rousseau aan die stuur, maar by ons kant vir Pieter Cronje weer, hy's absoluut die ou wat die gom is om hierdie ding aan die gang te hou ensovoorts. So ja nee, dit is eintlik 'n groot organisasie. Ja, ons het 'n paar keer met Pieter gewerk, Cronje en Rousseau en beide. Moet ek sê daai man, daar het niks vir sy hande bond gestaan hierdie week wat ons hier is en baie dankie. Ons is 'n voorreg om julle dit saam met julle te deel. Mag dit 'n fantastiese. Ek hoop ons volgende jaar weer hier. Ek hoop so dit is. So ons hoop is weer so en baie dankie vir al die moeite wat julle. Nee, dankie dat julle by ons kuier Thys. Dit is presies. Dankie Reiner.
Roan, baie geluk met 'n goeie wen. Ons almal het geweet, Oakdale gaan hulle voorspelerpak inpak en hulle het. Hoe voel jy oor die wedstryd? Nee, ek is baie trots op die manne. Soos jy sê, ons het geweet wat kom. Ek dink op tye het ons dit goed hanteer. Ek dink later in die wedstryd nie so goed nie. Maar ek dink dit was maar net 'n goeie opstaan na laasweek. Ek dink dit was 'n groot gesprek in die week gewees. Ja. 'n Paar lippe wat op die grond gehang het na maandag en 'n bietjie ons wonde gelek het, maar ja, die energie en die manier en die wyse waarop ons gespeel het in die eerste helfte, ek dink dis wat af die rugby is. Ja. En ek het vir ons nou in die kleedkamer ook gesê, hoe meer ons dit gaan doen, hoe beter gaan ons wees. Maar ek dink ons sit nog steeds na halftyd. Vang ons so nou na 'n bietjie 'n dip. Ek dink is meer in die kop as enigiets else, enigiets anders en dan jy weet, dan kom al 'n paar foute ons kant toe en dan bou ons druk op onsself. En sodra ons uit dit uitkom en ons kom in ons spelpatroon in, lyk ons baie gevaarlik. So ons het 'n bietjie meer van dit vanaand gesien. En ek hoop om Dinsdag nog meer te sien, ja. Ja. Die momentum is wat vir my regtig in die eerste helfte goed was. Hulle het onmiddellik momentum gebou. Hulle het daai eerste 3 gedruk en dis asof Affies so half wakker skrik as hulle onder druk is. Ek weet nie hoekom hulle dit doen nie, want hulle maak almal se harte langs die veld 'n bietjie skrik, maar 3 of 4 hartaanvalle. net so, maar 'n baie goeie terugveg, onmiddellik momentum gekry, onmiddellik julle spelpatroon afgedwing. En ja, ek dink daai 10 minute na die tweede helfte, not bad, maar dis soos wat jy sê, daar's so 'n bietjie van 'n insinking en dis asof hulle so half konsentrasie verloor en as hulle dan besef, okay, maar ons kan dalk in die moeilikheid wees, dan kom ons terug. Ja, maar lekker leerskool. Ek dink dis hoekom die wedstryde soos Paul Roos en Oakdale speel. Ek dink 'n spanne wat jou onder druk sit. Dan die ouens wat die beste reageer op dit is op die einde van die dag die ouens wat wen. So ek dink die ouens het goed kop gehou. Natuurlik het ons geweet Oakdale gaan 'n goeie skram hê, goeie pak, hulle het mol baie goed gestop. Jy weet, en ek dink die ouens het mooi vanaf gespeel. Ek moet my hoed afhaal vir my agterspelers. Ek dink hulle was baie gevaarlik geweest, 'n klomp goeie besluite gemaak. En weer eens is baie beter as laasweek, nee. So dis al wat ek kan vra as 'n afrigter, dat ons verbeter op die week voor dit. So ja, 'n goeie wen op seker een van die beste plekke om rugby te speel as hy soos. Verseker. Dit is 'n ander ding om lekker om terug te wees by die huis. So nee, ek is trots op die ouens en 'n great wen, ja. Jy praat van die agterlyn. Ek dink 10, 12 en 15 het 'n paar manne se monde toegemaak vanaand. Ek moet eerlik sê, julle het dit gekol. Julle het gesê, gee die ouens tyd. Ons werk baie saam met hulle. Ons weet wat in hierdie ouetjies steek. En dit is 'n kwessie van tyd. En ek moet sê, Jean het vanaand regtig sy hand opgesteek, goeie rugby gespeel. Karl was exceptional. Hy het regtig exceptional. Daai 3 was net, ek dink is die 3 van die toernooi sover. En ja, ek dink julle 10 kort dalk nog so 'n bietjie tyd en ruimte, maar daar's niemand beter wat dit vir hom kan leer as jy nie. Ja, kyk, is maar geduld. Een of ander tyd moet ek seker maar coach ook. Kan nie net ouens kry nie. So nee, ek het kyk, as jy nou vir daai ouens volg al van hulle laerskoolloopbane af, goed, dan weet ons hulle is goeie spelers. Natuurlik 'n ou pas anders aan by 'n vlak. Elke ander is anders. So ja, die groei wat Karl en Ruben gewys het, baie goed. Ek meen John is hoofseun. Ek dink hy het voorgestap vanaand ook. Bietjie emosioneel geweest met die nuus wat ons gekry het gister rondom Ruben Besuinhout. So vir 'n hoofseun om op te staan en dit te wys vanaand is regtig spesiaal vir die skool. Ek dink is bietjie groter as rugby geweest. Absoluut. Ja. Roan, hoe lyk die gemoedere en die energie vir die res van die toernooi? Wat kan ons van Affies verwag? Ja, Salle, ja, so nee, ons sien uit aan Dinsdag. Ons weet weer Durbanville is reg. Goed gelyk teen Parelgym laasweek, goed gelyk teen Rustenburg vandag. Ja, so nee, ons verwag nog 'n aanslag, maar ja, ons is lywe is reg, koppe is reg, energie is goed. So ja, ons stap nou hierdie pad lekker. Ja, en ek dink die manne het baie geleerheid vanaand uit en hulle sal reg wees vir Dinsdag, ja. Ons sien uit om julle te sien. Baie dankie. Dankie vir julle. Hieraan. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Johnny Thuis, Menlo se onderhoud vir my persoonlik het baie uitgestaan. Hierdie manne is hier om te wen. Ons het hulle lank terug gesien. Dis die eerste keer dat ons hulle nou weer bietjie sien op die veld en hulle bring die game.
Ja, kyk, ek dink nie ons moet daai ouens lig kyk ooit weer nie. Ons het laas jaar Johnny 'n paar keer verwys na wat Dirk hulle mee besig is. En hierdie goed vat tyd. Dit is ongelukkig nie iets wat tyd is 'n commodity wat ouers nie altyd verstaan nie, maar dit vat tyd om so kultuur te bou en Dirk hulle is op 'n fenominale pad. Ek dink die Doopie faktor het vandag 'n bitter groot rol gespeel. En hoe humble om te sê, onthou net ouens, ek is nie die hoofafrigter nie. Ek werk saam met fenominale mense wat kinders verstaan. En daai was my 'n uitstaan statement vir die dag. Dis mense wat hierdie seuns omring, elke skool, Johnny. En jy kan dit sien, hulle hart en siel is om hierdie laities die beste moontlik te gee sodat hulle talente kan uitleef op hierdie veld. Ja, Kom ek sê gou vir jou, jy weet daar was 'n gesuis toe Doopie weg is by Garsfontein en oor is Menlo toe. Ek is so dankbaar aan die een kant en kom ek sê hoekom. Jy sit met Sylvester hulle by Garsfontein wat gister in eie reg vir Stellenberg gewen het. Jy weet, dit is amper hartseer om te dink dat 'n Doopie en Sylvester by een skool moet wees. So jy weet daar's altyd goed en sleg. So die feit dat Doopie oorgeskuif het, jy kon sy hand sien in Menlo Park en Sylvester het sy ding gedoen by Garsfontein. Twee fenominale skole. 2 great uitslae met 2 fantastiese afrigters. Jy weet, en dan kom ons praat oor die laaste wedstryd. Men Affies het hom deurgehak. Goeie wen vir Affies. Ons het altyd geweet Oudtshoorn gaan taai wees. Ek weet, klomp boere seuns met 'n baie swaar pak. Maar ek moet vir jou bysê, ek dink Affies is nog nie daar nie. Ek dink daar kort bietjie sluipwerk. Ek dink hier en daar. Jy weet, ek sal hierdie Affies span wil sien as hy volle potensiaal bereik, maar verseker volgens my is hy nog nie heeltemal daar nie. Ja, ek dink wat jy moet onthou is, en ons sê dit nog die hele tyd, is early days. Unfortunately in this game, you don't have again the commodity of time. en dis almal se eerste early days. Verseker. Maar ek moet sê, ons was noem dit satelliet-krities oor sekere posisies en ouens wat hulle hande moet opsteek en ek moet sê, het 'n paar manne ons monde stil gespeel vanaand. Ek wil veral sê Joan Ferreira het 'n fantastiese wedstryd gehad op binne senter. Loskalkeltjie moet verstaan, hy kort nog 'n bietjie tyd en ruimte. Van 116 af eerste span toe is dit die eerste ding wat verdwyn, hy het baie minder tyd en ruimte. Maar hy kom daar en ek dink weer eens Roan hulle se beleid. Gee die ouens 'n kans. Ons weet wat hulle potensiaal is. Stiek met ons weet wat ons sien elke flippende dag as ons saam met hulle oefen. Jy is 100% reg en ek meen ons het die rap met Paul Roos het ons juis oor hierdie attitude ding gepraat. En ek meen kyk vandag van die heelagtertjie. Die heelagter het 'n fantastiese wedstryd gehad. Een van die mooiste drie van die toernooi. Absoluut. Jy weet, so luister, kom ons gee hierdie ouens kans. Ja, en weer eens dit kom terug na ons is nie elke oomblik saam met hierdie seuns. Ons verstaan nie wat hulle besig is om te werk nie. And it's gonna come. I'm sure it's gonna come. Rugby in die ooste van Pretoria gaan bitter kompeterend raak. Absoluut. En baie dankie vir ons kykers weer eens. Moenie vergeet om te klik en te subscribe nie. Julle maak al hierdie goed vir ons moontlik. Ons geniet elke oomblik om hierdie inligting vir julle te bring en ons kan nie wag vir dag 3 nie. Ons het daarom so rus kansie, maar ons kan nie wag vir dag 3 nie. Sien julle daar. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.